Vriende, baie welkom by hierdie week se episode van Wêreldwys hier op Marula Media. Ek staan hier op die pragtige Walterplatz, dis 'n plein in die stad Bozen in Suid-Tirol. Vir die van julle wat nie weet nie, Suid-Tirol is 'n semi-autonome streek hier in die noorde van Italië. Tot met die Eerste Wêreldoorlog was dit deel van die Oostenryks-Hongaarse Ryk, 'n Duitssprekende streek met 'n geskiedenis van meer as 1000 jaar wat mense hier woon, Duitssprekendes. Lang verhaal van na die Eerste Wêreldoorlog waar Suid-Tirol deel geraak het van Italië en die mense wat hier woon, 'n dekadeslange stryd gehad het om autonomie. Wat bedoel ek daarmee? Die reg om hulle eie onderwys te hê, hulle eie regering, hulle taal te kan gebruik soos en wanneer hulle wil en natuurlik beheer te kan kry oor hulle belastinggeld. 'n Reuse stryd tot by die punt waar 'n sterk autonomie-ooreenkoms met die Italiaanse regering dekades later, lank na die Tweede Wêreldoorlog gesluit is en vandag sien ons dat Suid-Tirol 'n uiters welvarende streek in Europa is, steeds 'n deel is van Italië, maar ook 'n gebied is waar byna 90% van alle belastinggeld terugkom na die plaaslike regering hier, wat natuurlik dan ook gedomeineer word deur Duitssprekende politieke partye. So, Suid-Tirol, deel van Italië, maar hulle kan self besluit oor dinge soos hulle onderwys, hulle eie regering, hulle eie museums, kultuurkwessies, infrastruktuur. Die meeste regeringsdienste lê opgesluit hier in die plaaslike streeksregering van Suid-Tirol. Nou, ons het die afgelope 2 weke hier deur Europa gereis, deur Nederland, Vlaandere, Frankryk, België, Vlaanderen is deel van België, ook was ons in Genève in Switserland, rondom die reformatie, dele van Italië, en ek het 'n hele klomp kollegas saamgebring, en ek gaan bietjie dat hierdie kollegas oor die volgende paar minute vir julle vertel wat hulle ervarings was van Europa in 2025. Wat sien ons gebeur in Europa nou? Wat is die ervarings van ons as Afrikaners? Wat kan ons daaruit leer? Wat kan ons miskien vir Europeërs sê? Dink ons is tans belangrik en wat moet moontlik verander? So, ek hoop julle geniet hierdie week se episode van Wêreldwys hier op Marula Media, hier vanuit die pragtige Bozen in Suid-Tirol. Nou ja, ek gesels hier met James Kemp, die bestuurder van Pretoria FM. James, ons het behoorlik lekker gereis deur Europa die afgelope paar dae. Wat was jou ervaring? Ja, ons het die laaste tyd baie gehoor van hoe daar kennis geneem word van Afrikaners vanuit Amerika. Uitsprake wat deur die VSA president Donald Trump gemaak word. Maar ons moet nie vergeet nie dat ook in Europa is die Afrikaner 'n tema onderwerp wat eintlik al oor dekades heen baie bespreek word. Ek het die afgelope week 'n boek onder oog gehad uit die pen van Thierry Baudet van die Forum vir Demokrasie, waarin hy verwys na Orania en die Afrikaners, Gideon's Bende, maar dan het ons ook al gesien dat Martin Bosma in sy boek Minderheid in Eigen Land ook verwysing maak daarna. Meer aktueel het ons ook hierdie afgelope paar dae kennis geneem van 'n mosie wat in die Vlaamse parlement ter tafel gelê is deur Christophe Stagmulder, 'n Vlaamse parlementslid en ook onderteken deur ander lede van die Vlaamse parlement, waarin gevra word onder meer dat daar 'n gereelde audit is van die situasie van Afrikaners in Suid-Afrika deur die Vlaamse verteenwoordiger daar, dat daar kennis geneem word en 'n besluit geneem word oor hoe haatspraak deur Julius Malema, die leier van die EFF, hanteer moet word en 'n rits ander dinge. En ek dink wat belangrik is, dat terwyl ons kennis neem van gebeure uit die VSA, dat daar nou op hierdie oomblik gepraat word oor 'n vlugtelingstatus en ander ondersteuning, dat daar oor 'n baie langer tydperk reeds kennis geneem word van die Afrikaner hier in Europa, dat dit iets is wat deurlopend gebeur, dat daar ook na die Afrikaner verwys word as 'n broedervolk en dat dit 'n verbintenis is wat ook vir ons kant af lewendig gehou moet word deur gereelde skakeling. Volgende hier by my is Lucia van Wyk, die uitvoerende hoof van die BCVO, wat ook saam met ons reis hier deur Europa. Lucia, interessante ervaring, baie dinge wat ons sien in Europa, ons ervaring veranderende Europa. Hoe was jou ervaring die afgelope paar dae? 'n Mens kom weer onder die indruk van die belangrikheid van waardes en waardeoordrag en die kombinasie dat waardes nie net Christelike waardes is nie, maar ook 'n kombinasie van jou taal en jou kultuur. Ons besef nie altyd die belangrikheid om dit oor te dra aan die kinders nie. Mens sien die jong mense is verward, is deur mekaar en dis ons mense vir die toekoms. So ons in Suid-Afrika moet besef
As ons as ouers, as onderwysers, as opvoedkundiges nie die regte waardes ernstig, doelbewus, deurlopend oordra aan ons kinders nie, dan gaan ons moeilikheid net groter word. Ons sien hier in Europa, en dit was vir my opmerklik veral in Frankryk, in Parys, hoe jong mense regtig, mense raak bekommerd as jy na hulle kyk. En dis ons toekoms, nie die toekoms van Suid-Afrika nie, die toekoms van Europa, die toekoms van die wêreld. En die kombinasie van waardes, Christelike waardes, jou taal en jou kultuur wat dit dan nou versterk, is ongelooflik belangrik. 'n Ander belangrike ding is vir my, as 'n mens gaan kyk na waar daar nog waardes toegepas word, waar mense nog trots is op hulle taal, trots is op hulle kultuur, is daar onmiddellik meer dissipline. En is daar definitief 'n sterker en beter front. Melanie, ons het al baie ervaar tydens hierdie studietoer hier in Europa. Ja, ag, dit is 'n wonderlike geleentheid en die feit dat ons natuurlik pragtige weer het wat nie iets is wat die Europeërs noodwendig hierdie tyd van die jaar kan geniet nie, maar ook wat ons leer, dit is ongelooflik. Die fokus op federalisme wat die ou dan eintlik ingestel maak op hoekom is dit nodig en hoe doen hulle dit, want ek dink wat vir my in Nederland opvallend was die kwessie dat dis een taal, hulle praat nie eers Engels nie, hulle praat een taal, so ons ding oor moedertaal is nie vir hulle so belangrik nie, maar waardes is vir hulle baie belangrik. Dis op grond daarvan wat hulle eie skole sal bou om waardes te deel. So dit is nogal die eerste ding wat my opgeval het. En dan aan die ander kant ook die kwessie selfs kulture wat baie naby aan mekaar is, dat waar daar nie territoriale mense hulle eie plek het nie, dat daar maar heeltyd 'n toutrekkery is oor wie se prioriteite die belange gaan, wie die belangrikste is, en dat sodra hulle dan 'n tipe elke ou se eie plek het, dat daai konflik eintlik dan nou verdwyn. En ek dink dan die laaste ding, veral die reformatie geskiedenis, maar oor al die goed wat ons so hoor, dat elke ou wat sy roeping vervul, regtig die geskiedenis kan verander. Ons voel baie keer ons taak is baie groot. En as jy dan hoor met die reformatie wat 'n baie moeilike tyd was, hoe gewone mense met kleiner dinge werklik 'n impak op die geskiedenis gemaak het. So ja, nee, dit is 'n geleentheid wat ek nie sal mis in 'n lewenstyd nie. Tanya Heinz van Marula Media. Tanya, natuurlik 'n politieke verslaggewer wat saam met ons reis deur Europa die afgelope paar dae. Tanya, jy het saam gereis deur in Nederland en Vlaandere en ons is nou al hier in Suid-Tirol waar ons staan hier in Bootsen, pragtige stad. Wat het jy ervaar polities die afgelope paar dae hier in Europa? Dit was regtig 'n voorreg. Ons het ons toer begin in Nederland en ek dink sommer van die eerste dag was dit my hoogtepunt. Ons het die Tweede Kamer in Nederland besoek en dit was ongelooflik. Dit bestaan uit 4 partye. Dit omtrent 7 maande lank gevat om 'n koalisie daar op die been te bring. En dit was vir my baie interessant om te sien hoe koalisies vir ons 'n nuwe ding is van verlede jaar se verkiesing. Doen hulle dit al lank en hoe lank hulle dit gevat het om 'n samestelling en ook kom maar met sy uitdagings, maar hoe interessant dit was, ons kon sien hoe hulle mosies indien, daar was 'n lekker vurige debat ook in die Tweede Kamer oor, ek dink hulle het 'n mosie ingedien die PVV om Extinction Rebellion, die omgewingsgroep, as terreurorganisasie te verklaar en dit was baie lekker vir 'n vurige debat gesorg. So by die Vlaamse parlement, waar uit 8 partye met 124 verteenwoordigers, so wys jy net hoe groot dit is en tot so ver van die huis af, hulle moet saamwerk en waar by ons 'n nuwe ding, soos baie ander nie 'n nuwe ding. En dan was dit so vir die Telegraaf, ek het nie genoem dit noem, en dit was vir my 'n absolute hoogtepunt. Dit was so lekker, 'n nuuskantoor is 'n nuuskantoor, of jy dan in Suid-Afrika is of in Nederland, in Amsterdam, maar dit was so interessant om te sien hoe hulle dit op 'n verskriklike groot skaal doen. Die tipe stories wat hier goed doen, wat ook by ons goed doen. Ons was het Johnny Boere, baie bekende chef, is toe oorlede en hoe baie verkeer daai storie gekry het. So baie interessant en 'n groot voorreg vir my as 'n verslaggewer, so ver van die huis af te sien hoe dinge gedoen word. Johan Botha van Solidariteit. Johan, hoe was jou ervaring tot dusver? Ons het nou nog 'n paar plekke om te besoek, maar tot dusver het ons daarom nou al 'n hele paar lande hier in Europa besoek. Wat sien jy? Jaco, wat 'n ongelooflike voorreg om hier te kan staan.
President Donald Trump van Amerika het die Afrikaners spreekwoordelik weer op die kaart geplaas. Maar nou dat die wêreld kennis geneem het van ons, is dit vir my 'n ongelooflike lekker ervaring om terug te kom na die wortels waar die Afrikaner volk vandaan kom. Besoeke aan stede soos Amsterdam, Brugge, kon ek sien hoeveel raakpunte daar is met die Afrikaner se kultuur en ongelooflik belangrik dit vir ons is, dat ons besef dat ons 'n baie ryk en erfenisvolle geskiedenis het, wat so belangrik is vir ons as volk. En wanneer mense hier tussen die Europese volke beweeg en jy sien hoe ongelooflik belangrik hulle geskiedenis vir hulle is, die historiese monumente wat ons besoek, die pleine, die geboue, dit sê vir mense iets, dat dit is so ongelooflik belangrik om jou kultuur te bewaar vir jou nageslag. Ons het kathedrale besoek wat oor die 500 jaar geneem het om te bou. Dit is daardie element wat so belangrik is, dat jy iets bou vir jou kinders, iets wat jy self dalk nooit gaan sien nie, maar 'n erfenis wat jy los vir jou kinders van jou kultuur en jou taal. En dit het vir my opnuut weer trots gemaak om te sê dat ons mag trots wees om Afrikaans te wees. Ons mag trots wees op ons kultuur en op ons taalerfenis, want dit is 'n ryke erfenis. 'n Ander belangrike element wat ek hier waargeneem het, is die feit hoe belangrik werk hier in Europa tans is. Alhoewel hulle 'n baie sterk immigrasiekrisis ervaar, kan 'n mens sien dat hier 'n behoefte is vir mense om te kan werk. Ongelukkig het dit vir hulle 'n negatiewe reaksie ontlok, in die sin dat daar geweldig baie migrante hier is, maar jy kan nog steeds sien dat werk 'n baie belangrike element is vir hierdie kulture om te kan funksioneer. En daarom, vanuit 'n solidariteitsperspektief, is dit lekker om te sien hoe die Europeërs werk benader, hoe hulle werksdag lyk, en spesifiek ook, wat is hulle gevoel oor werk in die toekoms en hoe dit vir Europa daaruit gaan sien. Pietro Voges van Hurter Spies Prokureurs. Pietro, dit was seker vir jou ook die afgelope paar dae lekker om hier deur Europa te reis en mens sien baie dinge wat ons inspireer. Dis reg, Jaco, dit is my regtig 'n wonder om te sien hoe goed hoe effektief die vervoerstelsel veral in Nederland werk. As ons kyk na die treine, die busse, hulle het voetganger paadjies waar die persone kan stap. Die fietsryers is natuurlik 'n legendariese vervoermiddel in Nederland self. As ons 'n interessante feit kyk, is dat daar 23 miljoen fietsse in Nederland is vir 'n gemeenskap van 17 miljoen mense. En dit is geen dis nie vreemd om iemand in 'n pak te sien wat op pad is werk toe in sy fiets nie. En daar's voorrang vir fietsse, en ek dink as daar 'n effektiewe vervoerstelsel in 'n gemeenskap is, kan dit lei tot hoë effektiwiteit en 'n groter werkgemeenskap. Bernard Pieters van AfriForum. Bernard, vir jou ook baie eerstes tydens hierdie toer gewees. Hoe het jy dit ervaar? Wat staan vir jou uit? Ja, nee, dit was 'n besondere voorreg om hierdie geleentheid te kon gebruik om Europa te verken. Dis 'n kontinent en 'n geskiedenis en 'n kultuur wat ek al dekades van lees. Maar om dit te sien, te vat, te ervaar, te beleef, is totaal en al 'n nuwe ervaring, en baie persepsies wat mense gehad het van die Europese kultuur, nasies en state, is ook 'n bietjie aangepas deur die ervaring en ondervinding wat ons hierso opgedoen het, deur met verskeie individue te gesels, beide in regeringsstrukture en privaat, dat Suid-Afrika baie keer vergelykings het of ooreenkomste het met hierdie state. So byvoorbeeld waar daar so tegnologiese vooruitgang in Europa is, en dat hulle natuurlik baie meer wel af is, dink ek daar so is ook 'n element van kulturele stagnering. En op daai punt dink ek kan ons as Suid-Afrikaners vir ons eintlik meer komplementeer as wat ons baie keer besef. Jy het gesê die werk wat AfriForum die solidariteit beweging met sy vennote doen op 'n kulturele vlak. Eintlik 'n element is wat ons met die Europeërs mee kan skakel op 'n gelyke voet, en dat die uitgebreide netwerke wat ons hierso vestig komplementerend vir beide kan wees, en dat ons op 'n gelyke voet mekaar kan help, mekaar kan ondersteun, en dus hierdie tipe besoeke om ons netwerke uit te brei, te versterk, absoluut belangrik is. Baie van hierdie Europeërs weet duidelik nie wat ons doen. Jolandi Tron van Solidariteit Helpende Hand. Jolandi, ook vanuit jou perspektief en jou werk by Helpende Hand, sekerlik 'n interessante besoek hier aan Europa. Baie interessant, dankie Jaco. Ek sien uit om ook in die volgende paar dae meer oor welvarende streek soos Suid-Tirol ook te leer. Maar wat vir my opvallend was in die stede wat ons wel in Nederland besoek het, is dat die fisiese armoede ook nie op straat so sigbaar is nie.
In Suid-Afrika is fisiese armoede baie gekonsentreer in sekere areas en omgewings en baie sigbaar ook meer, waarin die Nederlandse stede dit nie so opsigtelik was nie. As 'n mens kyk ook na die holistiese welstand van die mens, waar basiese behoeftes belangrik is 'n klein voorbeeld wat mens kan noem is die publieke vervoerstelsel in Nederland veral, maar ook oral oor Europa, is iets wat nogal 'n groot verskil kan maak in die welstand van mense en gemeenskappe. Vriende, ek is steeds hier in die pragtige Suid-Tirol in die noorde van Italië. Nou hierdie kasteel hier agter my staan bekend as die Schloss Tirol, die Tirolse kasteel. Julle kan ietsie daarvan sien, gaan lees gerus bietjie meer op die internet ook oor die Tirolse kasteel of dan nou Schloss Tirol. Pragtige ou geskiedenis in die fondasie van hierdie kerk of dan van hierdie kasteel is die oorblyfsels van 2 kerke gevind wat onder andere uit die 6de en die 10de eeu dateer. Hierdie kasteel self, dele van hom, is minstens 1000 jaar oud. So, werklik waar 'n pragtige en ryk geskiedenis. En dit is tog belangrik om iets te verstaan van Suid-Tirol, maar dan ook van die groter Tirol en die geskiedenis. Ek gaan in kort so enkele punte vir julle uitlig. Tirol, wat is Tirol? Tirol is 'n Duits-sprekende gebied met 'n interessante eie kultuur wat 'n sterk band het met Oostenryk. Dit was tot en met die einde van die Eerste Wêreldoorlog deel van die Oostenryks-Hongaarse ryk, bestaan basies uit 3 streke: Noord-Tirol, Oos-Tirol en Suid-Tirol. Suid-Tirol lê suid van die Alpe. En tydens die Eerste Wêreldoorlog het die Engelse toe nou met Italië onderhandel en sou Italië dan veg aan die kant van die Engelse, sou Suid-Tirol vir Italië gegee word. En die Italianers was natuurlik altyd gretig om beheer te kry oor Suid-Tirol, omdat dit aan die Italiaanse kant van die Alpe geleë is. So na die Eerste Wêreldoorlog word Suid-Tirol, of word Tirol dan nou eintlik in 2 verdeel, die Noord-Tirol en Oos-Tirol, deel van Oostenryk, Suid-Tirol word deel van Italië. En skielik sit jy met Duitssprekende mense wie se geskiedenis meer as 1000 jaar terugstrek, met 'n eie unieke kultuur wat eintlik niks met Italië in gemeen het nie, wat deel word van Italië. Daarna het gevolg geweldige fasisme, onderdrukking van byvoorbeeld eie onderwys in Duits. Geweldige stappe teen die Tweede Wêreldoorlog was daar selfs 'n ooreenkoms gewees tussen Mussolini en Hitler, waar volgens hierdie Duitssprekende Tirolers moontlik na Duitsland verskuif sou word. So, teen die einde van die Tweede Wêreldoorlog was die mense hier werklik waar in 'n slegte posisie gewees. Hulle het redelik verarm, redelike ernstige kulturele taal, gemeenskapsonderdrukking ervaar, gedwonge assimilasie, groot hoeveelhede arm Italianers is uit die suide van Italië verskuif hier na Suid-Tirol, veral na die groter stede. Bozen, wat die grootste stad is 10.000 Italianers na toe verskuif. Daar's groot industrieë gebou, dis eintlik baie lelik tot vandag, maar dan met die hele idee om Suid-Tirol 'n meerderheid Italiaanse bevolking te gee. Natuurlik het dit wesenlike bedreigings ingehou vir 'n trotse volk wat vir 1000 jaar hier in die Alpe woon, in hierdie gebied wat hulle volledig hulle eie kultuur het, hulle eie gemeenskap uit bestaan het, en wat eintlik reeds aan die einde van die Eerste Wêreldoorlog soveel van hulle regte verloor het. Daar's baie lesse vir ons hier uit te leer. Die een is natuurlik die van autonomie, hoe om te onderhandel vir autonomie, hoe om dit met tyd af te dwing, die gedagte van territoriale selfbeskikking, wat in Europa bekend is, ook in 'n plek soos Vlaandere, ons sien dit in verskeie ander plekke ook, maar die noodsaak van 'n territorium, 'n plek, 'n eie plek waar jy 'n meerderheid is en waar jy dan kan onderhandel vir regte soos jou eie skole, jou eie kultuur, regte beheer oor jou eie gedeeltelik ten minste jou eie regeringsdienste. En uiteindelik is dit iets wat gebeur het na die Tweede Wêreldoorlog, ook oor 'n tydperk van dekades tot in die 80s en selfs die 1990s, so daar nog deurbrake gemaak is. Vandag kry Suid-Tirol meer as omtrent, meer as 80%, byna 90% van hulle belasting terug uit Rome van die sentrale Italiaanse staat. Hulle het hulle eie skole hier in Suid-Tirol, is Duitse skole en Italiaanse skole, Duitse museums, Italiaanse museums, Duitse theaters,
Italiaanse teaters en so kan ek aanhou, en natuurlik 'n fantastiese soort van samelewing wat jy het hier in die Italiaanse Alpe wat jy agter kan sien. Nou ja, ek moet dit eintlik nie noem die Italiaanse Alpe nie, dis sekerlik eerder dan wel die Tirolse Alpe. Ons sal in volgende episodes van Wêreldwys 'n bietjie meer hieroor berig, 'n bietjie meer hieroor vertel, bietjie in diepte gaan ook met artikels op Marula Media. Daar's van my kollegas wat saam met my hier gereis het, maar ek het tog gedink terwyl ons hier op besoek is aan hierdie pragtige kasteel, die Schloss Tirol, om dan vir julle wel iets hiervan te wys, van hierdie pragtige ou kasteel, maar dan ook die ryk geskiedenis en die strewe na 'n voortbestaan wat die mense van Suid-Tirol so lank reeds hier nastreef. Vriende, ek hoop julle het hierdie insette van my kollegas van verskeie instellings in die solidariteitsbeweging regtig sinvol gevind. Ek het dit die afgelope week of 2 geniet om saam met hulle deur Europa te reis. Ek staan steeds hier op die bekende Walterplatz, hierdie plein hier in Bootsen in Suid-Tirol met hierdie pragtige monument van een van hulle bekendste digters wat hier in die middel van die plein staan. En wat is die rede dat ek vandag met julle hier vanaf 'n stadsplein in Europa gesels? Histories oor honderde jare, letterlik oor eeue. Was die stadsplein die bymekaar kom plek in Europa. Dit was 'n plek van kultuur, van gemeenskapseenheid, 'n plek van handel, dis ook 'n plek van ekonomie. En dit het verteenwoordig eintlik baie van die elemente van dit waaroor 'n mens vandag bekommerd is as ons praat oor die toekoms van Europa en die toekoms van die westerse beskawing. Ook hier op die pleine sien 'n mens vandag die gevolge van massa-immigrasie in Europa wat 'n reuse krisis in die meeste Europese lande is. Dit is my opvallend jaar na jaar wat ek reis na Europa om te sien hoe geweldig die demografie in elke land in Wes-Europa verander. Ons sien dit tans afspeel in die politiek hier in Europa. En die Nederlandse regering is daar die afgelope 2 weke ernstig gepraat oor maniere om byvoorbeeld mense wat vir vlugtelingstatus aansoek doen minder te maak. Dieselfde gebeur in België. In Duitsland is daar pogings om mense wat dan nou onwettig emigreer het te deporteer en ook die hoeveelheid mense wat om asiel aansoek doen te verminder. In Oostenryk is daar 2 weke gelede 'n wetsontwerp ingedien om familiehereniging stop te sit, hoewel daar nou weer 'n hofsaak daaroor ongelukkig is. Maar hier's 'n reuse probleem. As jy op die treine ry deur Europa, ons het duisende kilometers die afgelope paar dae afgelê, dan sien jy die enorme instroming van immigrante in Europa. So, Europa is steeds 'n pragtige plek. Elke Europese land ryk aan geskiedenis, ryk aan kultuur. Hierdie soort van kathedrale en kerke, hierdie kerk se dak lyk dalk redelik nuut en dis natuurlik omdat dit na die Tweede Wêreldoorlog vervang is. Hierdie dak was heeltemal vernietig deur Engelse bombardering, Britse bombardering tydens die Tweede Wêreldoorlog, maar Europa is ryk aan geskiedenis. Dis ook ons geskiedenis, die reformatie. Ek was met my groep 2 dae gelede in Genève in Switserland. Die reformatie is ons geskiedenis. Ons was op 'n fietstog deur Amsterdam. Ons het gekyk waar het Maria van Riebeeck vir Jan van Riebeeck afgesien toe hy aanvanklik na die Kaap is voordat sy nog na die Kaap gereis het. Daar in Amsterdam lê die Afrikaners se voetspore. Dit lê in Vlaandere, dit lê in Duitsland, dit lê hier reg oor Europa. Dis ook ons geskiedenis en daarom het ons ook 'n belang by die toekoms van Europa, die toekoms van die westerse beskawing en die vraagstukke oor die toekoms van Europa, die vraagstukke oor wat presies hier gaan afspeel in die toekoms, is dus ook ons vraagstukke.
So ek hoop julle het hierdie bietjie van 'n blik op Europa hierdie week geniet. Volgende week is ek steeds in Europa en gaan ek vir julle bietjie ander dinge wys, baie meer waarskynlik polities vanuit die Europese perspektief, ook rondom die Europese Unie. Maar ja, dit bring ons dan aan die einde van hierdie week se episode van Wêreldwys hier regstreeks vanaf die pragtige Walterplatz in die stad Bozen hier in Suid-Tirol in die noorde van Italië.